Huil, soos geskryf deur Sybe Kleinhans. Ek weet nie hoekom hulle my gebel het nie. Miskien omdat my nommer in sy sakboekie, of dalk in Lana se handsak was. Of dalk omdat A.O. Opperman my geken het. Maar ek was binne sekondes aangetrek, my goed in ou kat, die Jaguar, gegooi en die bykans 200 km in 'n rekordtyd afgelê. Oppies het my by die groot hospitaal ingewag. Hulle het net gegroete geloop, reguit na die deur waar ek nie wou wees nie. Dink ons was albei geskok en stil toe ons aan die kamer is waar Koert gelê het. Meneer Kleinhans? Die suster was saaklik omtrent my ouderdom. Ek het net geknik. Kom saam, asseblief. Die kamer was vol masjiene. Sommige het piepgeluid gemaak, ander net liggie wat flikker. Koert het stil op die enkelbed gelê. Daar was oral pype in sy arms en onder die komberse in. Sy kop was met 'n verband bedek. Dit was rooi gekleur, maar sy oë was oop en hy het verlig na my geflits. Sy stem was hees, sag en dit is asof hy uit 'n ander plek gepraat het. Syps! Hy het my linkerhand gegryp. Die greep was flou en sy oë angstig. Syps! Dit was nie my skuld nie. Daai lorry het sonder ligte gery. Ek het probeer. Hy geroggel en die masjiene het harder gepiep en die ligte dringender geflits. Die suster het vorentoe gespring, iets verstel en aan sy voorkop gevat. Stadig, meneer Vroneman. U vriend is hier. Vat dit kalm, asseblief. Hy het sy kop moeisaam gedraai. Daar was iets in sy oë wat my onrustig gemaak het. Opeens het sy greep versterk. Syps, Lana, Lizelle, Lana en die baba. Syps, asseblief. Dink ek het gesluk. Kan nie onthou nie. Het vinnig na die suster geloer en sy het haar kop geknik. Hulle is oukei, maat. Onder verdowing nou, hulle slaap. Ek het skaamteloos gelieg en my oë die suster gevra. Baba? 7 maande. Haar kop geskit, trane op haar wange. Weerens het sy greep verswak. Jy het nie geweet sy verwag nie, nee. Ons het besluit as dit 'n seun is, kry ons se name Koert en Syber. Hy het gehoes en daar was bloed in sy mond. Die suster het dit afgevee. Vasbyt my maat, jy moet reg wees as ons laaitie daar uitkom. Sy greep het weer verstewig. Ek gaan dit nie maak nie, ou Syps. Beloof my. Hy het weer gehoes en die bloed het by sy mond uitgeborrel. Die suster het 'n knoppie gedruk, maar ek het die bloed met my sakdoek afgevee. Beloof jy sal vir hulle sorg. Almal. Asseblief, Sybe. Asseblief. Sy oë was wild en het in myne gebrand. Natuurlik. Jy hoef nie eers te vra nie. Jy weet, ek sal. Ek het die dood geruik, dit aan sy greep gevoel en in sy oë gesien. Weet, jy sal. Gehou, tot jy Toe het sy kop eenkant toe beweeg. Die masjiene het geskreeu en gepiep. Die suster se stem was sag, vol emosie en die trane het ongehinderd oor haar wange geloop. Dit is verby. Hy het waarlik waar geweet jy sal kom. Sy het vorentoe gekom. Ek het haar hande weggestamp en met my duime sy oë toegedruk en oorent gekom. Sonder om te praat het ek omgedraai en na die uitgang gestap. Agter my het ek die suster hoor sê, dit nog nooit gesien nie. Daardie man is stikkend binne. Hy huil, maar daar is geen trane of emosie nie. Oppies het nie gepraat nie.
net saam mekaar toe gestap. Sal jou laat weet van die reëlings. Ons het gegroet en ek het stadig teruggery Aliwal toe. Was al laatoggend toe ek die mandjie op die bakkie gelaai en afgery het na die fontein, waar ons die eerste keer klipdraf en fonteinwater gedrink het. My dop gegooi, van dik brand gemaak, met net die kabbelende water van die fontein, het ek die eerste keer gepraat. Ek is jammer, ou Koert. Ek het vir jou gelieg. Hulle is almal weg. Lana en Lizelle en klein Koert sy brand. Jy loop nou seker langs hulle. Julle is weer by mekaar. Ek ook alleen, soos altyd. Ons sal weer op 'n kol saam vuur maak. Weer 'n klippie gooi en lag oor al die stoutgisters. Ek het gehuil by ander geleenthede, by ander grafstene. Maar die meeste trane is binnekant in. Net miskien huil ek vandag. Ek dink so, maar ek huil nou. Ek huil nou deur my woorde. Geskryf deur Sybi, uit Want Ek Is, voorgeles deur Margaret Bennett.